Wat gaan die vrede in die Midde-Ooste vir ons nou beteken en tot waar kan die rand versterk? Ek en Waldo bespreek dan so 'n paar scenario's oor waarheen die ekonomie nou op pad is. Als in hierdie week se AMT ekonomie oorsig wat met trots aan jou gebring word deur FFG. Die rand verhandel tans op R16.21 teenoor die Amerikaanse dollar, op R18.82 teenoor die euro en op R11.46 teenoor Australiese dollar. Die Brent olieprys daal verder en staan tans op $83.04 per vat, wat vir ons baie goeie nuus nou is. Soos beloof gesels ons weer met Prof Waldo Kriel van die Noordwes Universiteit vandag. Goeie nuus, ons het moontlik 'n vredesooreenkoms. Hulle sê ons mag nog nie amptelik praat van 'n oorlog wat geëindig is nie, maar dis om goeie nuus. Dis goeie nuus, Johnny, en mens sien dit in die markte. Die rand is ja wat sterker, die oliepryse is af, die JSE loop vir al die goudmyners, die platinum maatskappye. So ja, hierdie is nou die goeie nuus waarvoor ons nog die hele tyd gesit en wag het. Elke week sê ek en jy en miskien en miskien is ons nou daar. Maar daar's nog 'n groot skoot onsekerheid, maar hierdie is 'n stukkie goeie nuus. Okay, die natuurlike eerste direkte effek van dit is oliepryse wat laer is. Brandstofpryse, hoe kan dit oorspoel na ons brandstofpryse moontlik? Redelik, ek moet sê direk en vinnig. So die ooreenkoms sê Straat of Hormuz is oop en die Amerikaners stop hulle blokkade van Iranese hawens. So, mens wag nou vir daar moet nou regtig daai satellietprentjies deurkom van skepe wat so deurvaar. Ja. Dit sal nou baie positief wees. Okay. So is nog nie daar nie, maar hierdie nuus is nou nog baie vars, maar die verwagting is klaar daar. So ons sien olie by $83 'n vat. En ons basiese prys bestaan ons maar eintlik uit die wisselkoers en die olieprys. So 'n laer olieprys en 'n sterker wisselkoers gaan vir ons lekker beduidende verminderings in die brandstofprys gee. Daar's nou nog nie data hiervoor. Is nog nie data wat te sê ons gaan nou na R2 per liter diesel toe of so iets nie. Ongelukkig kom ons hou net. Jy teen R2 per liter diesel koop ons cruisers. Ek dink die nuutste is verlede donderdag sin. So dit prys nou nog glad nie hierdie in nie. Okay. Teen volgende week gaan ons 'n Wat het hy donderdag op gestaan? Ek moet vir jou gaan kyk presies wat was daai onderverhaling of eintlik die oorverhaling, skuis gewees. Maar ja wat. Ek dink mense het voor die goeie nuus al gepraat van 'n laer dieselprys en petrolprys. So dit gaan nou nog beter wees. Okay. Ek wil en dan hopelik positief soos kunsmis wat ook nou kan uitkom. Ja. En daai pryse wat ons insetkoste vir die algemeen vir volgende seisoen wat moontlik weer bietjie laer kan wees. As hierdie volhoubaar is, dink ek is dit baie goeie nuus vir daai insetkoste. Ja, vir volgende seisoen spesifiek. Hierdie seisoen is nou ongelukkig reeds iets van die verlede eintlik. Bietjie bekommernis oor pryse en al daai tipe goed, maar dis eintlik waarop ek saam met jou wil gesels is die wisselkoers wat sterker is. 16-15 min of meer. Ja. En hy is nou af. Hoekom met die oorlog? Ons het dit verwag, maar hoekom sien ons nou die sterker wisselkoers? Pariteite wat af is, SAFEX-pryse wat af is, al daai tipe goed. So dit skep bietjie vir ons korttermyn pyn in die graanmark op die oomblik. So 'n kombinasie van goed. Ek dink onsekerheid het tradisioneel die dollar bietjie sterker gemaak. So mense het van daardie dinamiek nou gesien. Nou is daardie onsekerheid so bietjie minder, die dollar is so effens swakker. Okay. So tergelykertyd oorlog is altyd sleg vir die ekonomiese aktiwiteit. So nou sonder dit is al weer bietjie hoop vir ontleikende markte. Hier's nou potensiaal om besigheid te doen. Ons gaan dalk weer bietjie uitvoer na ons uitvoermarkte toe. Daai soort goed is weer positief vir die rand. So dis nog alles sentiment of hierdie nuus is te vars om al regtig 'n impak te hê op enigiets. Maar sentiment is of ons vooruitsigte lyk nou beter, so die rand effens sterker en die onsekerheid is minder, so die dollar effens swakker. Hoekom sal die dollar verswak? Is daar weer eens inflasiedruk met ons het mos al gesien voor die oorlog het die dollar verswak en toe met die oorlog toe sit die weer syfwyf en toe versterk die dollar en ons het toe nou weer verswak. Maar hoekom sal die dollar verswak as die oorlog nou tot 'n einde kom? Ek dink 'n deel daarvan is daar's nou 'n klomp verskillende kragte aan die werk. So daar's die langtermyn bekommernis oor Amerikaanse staatsskuld. So daar's daai storie. Maar hoeveel daarvan mense nou sien in vandag se verswakking is nou moeilik om te sê. Maar daardie blye agtergrondbekommernis vir almal wat in die mark is om te sê as hulle staatsskuld nie volhoubaar is nie, wil jy eerder nie te veel van daai staatsskuld in jou portefeulje hê nie. So daar's daai element daarvan. Maar
as hulle ook nou minder inflasiedruk gaan ervaar, is die kans dat rentekoerse daar gaan hoër wees, wat weer geld in hulle markte intrek, is ook nou kleiner. So as hulle dalk nou selfs rentekoerse kan sny, dis nie uitgesluit nie, dan is dit ook 'n rede vir 'n effens swakker dollar. Om te sê, jy gaan in elk geval nie 'n klomp rente verdien in die FSA nie. As hulle vinniger sny is wat ons doen, wat ek dink 'n groot waarskynlikheid is, dan is daai sogenaamde carry trade, wat jy leen geld op goedkoop plekke, jy kom belê dit op plekke wat goeie rentes betaal, dan is dit in die guns van die rand en teen die dollar. Gepraat van rentekoerse, is hierdie vir ons goeie nuus dat ons nou praat dalk van nie nog 'n styging nie, dalk as jy goed nou begin stabiliseer, dat ons dalk as vir alles Amerika gaan sny, ons ook kan sny in rentekoerse. Ek dink daar's 'n groot kans dat hulle sal kan watertrap in die Julie maand vergadering. Dat hulle kan sê, goed, maar kom ons wag vir hierdie om in die inflasiedata te verskyn. Ons gaan nie nou iets doen nie, maar dis nie nodig om te verhoog nie. Die redes hoekom daar druk op pryse was is nou minder. Ek dink hulle hou fyn dop om te kyk vir tweede ronde effekte. Dit het hierdie brandstofprysskok nou begin lei tot ander pryse wat styg. Dit as jou haarkapper en jou rekenmeester jou ook begin verhoogde pryse vra, dan jy inflasie en dan gaan hulle eerder daai koers vir langer bietjie hoër hou. Maar as dit nie so duidelik is nie, dan gaan hulle ruimte hê om te kan sê inflasie gaan in elk geval nou weer stadig gaan afwaarts beweeg. Kom ons bly onveranderd en sny bietjie later in die jaar. Wat noem hulle daai inflasie? Is mos ja, so, daar's nou koste druk is wat hom afgeskop het, maar ons weet aan die vraagkant is daar nie eintlik inflasie nie. Die verbruikers trek maar swaar, investering is laag, uitvoere was nie wat wonders nie, so as die koste druk nie lei tot 'n tweede ronde van stygings in lone en pryse nie, dan dink ek is die argument daar vir laer koerse gouer eerder as later. Ja, kom ons hoop so. Ja. Ek wil gou die goudprys, want dis ook 'n rede hoekom die rand relatief sterk was. Na 15.80 toe op 'n tyd toe die goud so amper rally, die Engelse woord te gebruik. Toe is ons af net onder $16 gewees. Goud is wel bietjie af. Jy sê jy het vir my genoem voor ons begin opneem met hy is wel bietjie op dalk van hierdie geld wat nou terug goud is toe. Is dit ook 'n rede hoekom die rand nog weer bietjie versterk? Dit kan wees, Johnny, op papier ja. Vandag se dinamiek is bietjie moeiliker om te lees. Dit is nou nie groot skuwe nie. Ons is nie naby daai baie hoë 4000s wat ons gesien het nie. Ja, ek weet nie hoeveel hiervan is sentiment en hoeveel is half die uitsien na die wêreldekonomie wat weer 'n bietjie beter doen. En op grond van dit jy is amper soos wanneer Desember vakansie aanbreek en almal wil nou net al hulle geld wat hulle gespaar het nou weer spandeer. Jy wil nou iewers met dit heen gaan en sit so 'n bietjie daarvan in goud. Ja. Dit was onlangs nog 'n wenstrategie, so hou maar aan iets in daai lyn. Maar ja, as ons nou weer oor so 'n week of 3 praat, dink ek gaan ons 'n beter idee is hierdie net 'n eenmalige datapunt of het ons nou 'n begin van 'n nuwe styging in die goudprys wat ons sien? Valdo, en dan 'n $1 million question is, tot waar kan die rand versterk? Kom ons sê die aanname, oorlog hou op, die vredesooreenkoms word nou amptelik onderteken Vrydag in Switserland en hulle begin nie mekaar intussen weer skiet soos wat glad nie onmoontlik is. Wat glad nie onmoontlik is nie. En hulle kry dit nou en die dollar verswak dalk weer en tot waar kan die rand versterk? Is 'n 15.90, 15.80 dalk ons onderpunt gegee hierdie of kan ons nog verder? Ek dink nie gou nie. Ek dink dit gaan 'n rukkie vat. Mens sien nou daai positiewe sentiment in 'n 16.15, maar met dan moet nou 'n paar konkrete goed gebeur voordat daar nog meer kom per se positiewe elemente vir die rand is. Ek dink wat in ons guns werk is ons hoër rentekoerse. So ons is nog 'n bietjie van 'n plek waar ouens hulle geld wil kom parkeer. So dis daar. En dan het ons nou al 3 die kredietgraderingsagentskappe is nou positief en optimisties oor Suid-Afrika. Hulle is tot positief vir Eskom. Ja, so dit is ook 'n ding wat ek dink dit dan wat geld sal trek na ons kapitaalmark toe. Dalk ook 'n bietjie na die aandelemark toe. So ek dink dit alles praat in die rigting van 'n sterker rand eerder as 'n swakker een. Die binnelandse onsekerheid is ons ploeter nou so voort tot met die plaaslike owerheidsverkiesing. So ek dink 'n sterker rand, ja, maar ek verwag nou nie 15.80 môre en oormôre nie.
daar is nog 'n skoot onsekerheid wat eers uit die pad uit moet kom. Ek dink as almal se strategiese oliereserwes weer opgetop is en dinge loop rustig, dan kan ons weer gesels en praat waarheen gaan dit. Okay, so nie noodwendig 'n verskriklike versterking in die rand dalk nie, maar eerder sterker as swakker. Maar ek wil amper sê wat ons nou met die vorige amper sê sterk rand episode gesien het, is daar is maar grense op of die optimisme oor Suid-Afrika. Dan wil die belegger eers weer bietjie bewyse sien vir hierdie goed waarvoor ons hoop. Ja. En dis maar dinge wat tyd vat. Jy draai nou nie Eskom om of Transnet om in weke nie. Dit is 'n baie stadige deurlopende proses. En dan is daar maar ons proses is maar altyd betwis. So aan die binnelandse kant wonder jy maar hoe volhoubaar en hoe permanent is watter positiewe goed wat gebeur. Môre het een of ander politikus weer uitspraak en dan dit is amper gegewe en nou internasionaal het ons dis wat ons nou geleer het hierdie laaste 2 jaar is enigiets kan gebeur. Ek eis eintlik om te dink wat president Trump volgende doen as hy voel Iran is nou van sy lysie af. Dis wat ek nou eintlik die vraag wat ek nou by jou wil uitkom is om te sê okay, sy fokus gaan nou skuif en as hulle nou klaar sy partytjie gehou het op 4th of July, gaan hy nie weer sê julle daar in die suide van Afrika, waarmee is julle besig? Ek hoop hy vergeet heeltemal van ons en hy dink eers bietjie oor Cuba. Hy gaan nie, hy gaan iewers sy mes in vir ons weer kry, maar ja, dit al gelaat, maar gaan dit weer al terug, gaan die fokus na handelstariewe of die tariewe, kan dit dalk weer 'n groot topik van ons weet hy die howe het nou sy eerste ronde tariewe op die ou en daar eintlik maar half gekanselleer maar daar is nog 'n plek en daar was nou alweer voorstelle vir nog verhoogde tariewe, so hy het nie vergeet van tariewe nie. Dit gaan so 'n bietjie afhang van hoe lyk sy ekonomie met die oog op hulle midterms in November. Wil hy iets doen wat hom laat goed lyk vir sy kiesers daar? Laer inflasie is waarskynlik 'n baie belangriker uitkoms as wat werkskepping of nywerheidsontwikkeling of enige van daai is. Maar in elk geval nie oor so kort termyn gaan gebeur nie, ja. Dit is, ek dink en as hy nou wil sê, maar kyk hoe hou hy by sy beloftes, het hy nou iets om te sê oor tariewe en sy idee van, gemaak in Amerika, maar mense sal baie daarvan hou as hulle lewenskoste so bietjie goedkoper is. Maar as hy net op 'n sekere uitverkorenes lande dan nou teiken, byvoorbeeld na ons, Cuba of wie ook al hy nou nie van hou nie, dan het gaan nie wenig 'n groot impak seker op die Amerikaanse ekonomie nie. Nee, klein. Ek dink selfs in die maak nie saak wat in Cuba gebeur nie. Dit het nie naaste by die geopolitiese belangrikheid van 'n straat van Hormuz nie. Ja. Okay, nee, kom ons hoop die positiewe nuus kan aanhou en dat ons, ek sal nie sê ek sê dis positiewe nuus, dis nie vir ons graanboere op die oomblik positiewe nuus nie, want trek ongelukkig nou jou pryse af. Ek dink jou uitvoerpryse gaan af, jou sitrus ouens, alle ouens het nou maar ongelukkig meer onder druk en ons het nou hierdie hoë insetkostes. So ongelukkig, so ons hoop die insetkostes kan so vinnig afkom as wat dit opgegaan het. Maar dit gebeur nie gewoonlik nie. So dis ook nie oornag wat ons die lae insetkoste gaan sien nie. Hoopelik is daar so 'n bietjie van 'n bons terug aan die verbruikerskant, hier en internasionaal. Dat as dit lyk asof die druk van inflasie en hoë rentekoerse nou nie gaan uitspeel nie, dan gaan mense dalk weer 'n geldjie los hê vir daai effens beter klasproduk. Okay. Daar was 'n interessante plasing wat Daan Steenkamp hulle so week of 2 terug gemaak het, is hoe verbruikers se besteding verander as inflasie hoog is. En dit verander, maar die oomblik as daai inflasiekoerse afkom, dan begin mense weer 'n bietjie duurder goed koop. Wow. Net oor die sentiment van dit. En hulle het so 'n bietjie speelruimte in hulle begroting, of dit nou 'n laer brandstofprys is of 'n laer rentekoers op jou skuld, jy kan bekostig om daai effens luukser dingetjie te hê, relatief gesproke, en dalk help dit bietjie aan die vraagkant van die mark. Ja, so pragtig. So, maar baie dankie vir jou tyd, Waldo. Dit was weer eens baie insiggewend en hopelik kan hier positiewe nuus nou in die mark aanhou. Sou dit vas. Dankie Johnny. Dankie. Hierdie ekonomiese oorsig word met trots aan jou gebring deur FFG. Baie dankie dat jy ingeskakel het en sien weer volgende week.